Gemeente, goeiemôre. In die naam van Jesus hier te kan wees, op Here en lof en dank. Dat goeie die meeste te kan. Ek kan een paar glimlachs kan skryf van die pad. Waar opgewonde mense, mense wat blij is om hier te wees. En ek het pad. Vanmorgen sê vir hy stywe morgens, yes! Die Blauwbulle het verloor, die Springbokke het gewen, en is een stywe oggend vanmorgen. Nee, kom nou. Kom ons sê dankie Here dat ons hier mag wees vanmorgen. Halleluja! Ons is nie in 'n hospitaal bed nie, ons is nie ewenste waar ons nie hoef te wees nie. Ons het besluit, ons gaan na die huis van die Here. David sê, ek was uit my vel uit, toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here. David sê, ek was onlosbandig voor die troon van God. Ek het my buitekleed afgetrek om voor die ark van die Here te dans, want sy teenwoordigheid was vir my so baie. Halleluja! So as ek nou my hemp uittrek, so julle daar, ek moet my hemp uittrek vanmorgen, en ek staan hier so met my jockey vest, nee? So julle daarvan gehou het. Sien jy nou, nee? Nou kom het naby aan die huis. Maar gaan jy dan ook jou hemp uittrek? En nie dames nie, ek praat net van die mans. Dat ons voor die troon van God staan en voor die Here kan dans en die Here kan vereer en die Here kan dank vir sy grootheid. Nee, jy sal nie. Ek ook nie. Maar toe David agtergekom wat die waarde is van die teenwoordigheid, toe sê hierdie koningskleed beteken vir my absolutely nothing. Ek moet voor my Vader wil ek dans, voor my Vader wil ek verering bring vir sy goedheid en sy guns en sy liefde vir my. Halleluja. So ek groet u vanmorgen met 'n hartlike groet vanmorgen wat sê, goeiemôre gemeente. Aan al die bulle in die huis wil ek sê, manne, wat 'n voorreg om vandag Vadersdag te kan geniet. Hy nou noem my ons bulle. Nou, ek het nie geweet koeie maak kleintjies nie, so ek sê, al die bulle in die huis, al die manne in die huis, ek wil sê, baie, baie geluk met Vadersdag vanmorgen. Ja, hy is een man bly, hy is 'n man. Come on. Gister by die ontbyt, daar het 'n klomp manne opgedaag, André weer eens, dankie vir jou reëlings, dit was goed om so baie manne daar te gehad het, dit was regtig 'n goeie geseënde oggend, en ek wil vir die manne sê, well done. Ek wil vir die manne sê, well done, omdat jy weet, as manne eet, ons het 2 groot dae in ons lewens, en dis verjaarsdag en eetdag. Huweliksherdenking, dis doen ons vir die vrou. Maar ons verjaarsdag en eetdag is net soos Kersfeesdag. Ons geniet dit want ons kan lekker saam eet. Dit was awesome om saam met julle dan daar te wees. Nou, ons het lanklaas gepraat, Sister Brenda, Janine Note, John Leite, Jan van Heerden, as jy sal staan, Amber Note, Louise Tillerson, Tyler Fay, Jacqueline Meyer, is dit vir hierdie week? Is dit volgende week? Ja, jy sien nou, jy wil my deur mekaar maak. En Alex Tennyson, dit wil allemaal sê, dit so oomblik sal staan en sê, of Werner, ek weet nie of jy hier gaan weet, jy kan ook staan. Ek haal jy sommer uit die bank ook uit en dan die 30ste, dan is volgende week vir David se verjaarsdag. Ons spreek die seën van die Here oor julle uit. Ons sê, mag goedheid en guns, lente van daar, goeie gesondheid oor julle sal wees. Want die Here is weer eens goed. Toe Brian daar sit by die tafel gesit, toe dink ek myself, Here, hoe sal ek lyk op 80?
Maar kyk hoe mooi hierdie Here hom gehou al die jare. Kyk hoe gesond is hy. Kom ons eer die Here. Kom ons sê dit. Ja. Ek dink ek sal dalk die onderkant van die preekstoel kan pas. Ek sal hier deel soos 'n klein mop, maar ek wil net sê wat 'n voorreg om 'n verjaarsdag te kan geniet saam met my broer op die 80 jaar se verjaarsdag en almal wat saam verjaar het hierdie tyd mag die goedheid en die guns van die Here oor julle wees. Amen. Amen. En dan al die besoekers vanmôre, as julle sal staan, al die mense wat eerste keer hier is, sal julle gou staan asseblief. Kinders wat terugkom het van varsity af, van Potch, al die plekke staan saam asseblief. Wil ek sê, julle ook sê baie welkom. Ja, ek sien jou. Ja, met die kind. Ja. My twee kinders sal julle ook staan asseblief. En as enige iemand voel, hulle wil welkom wees, julle kan staan asseblief. As jy wil ek moet jou verwelkom vanmôre staan. Dan voel jy vanmôre, ek het lus om te staan dat hulle my, kom staan, ek staan, ek kan sê, jy moet, jy sê, ek kon duidelik sien, hulle wil opstaan. Hulle wil erken vanmôre word, dat hulle is senior burgers onder ons. Hoeveel agterkleinkinders, sê gou vir my, 6 agterkinders. Sê? Joh, julle geseënde gesin. Kom ons gaan dit dan. Is hierdie goed belangrik, pastoor? Is hierdie goed belangrik? Dis uiters belangrik. Kyk, hy praat met 'n klein kind daarso van Rymendal. Dis Molay se seun daar agter. Kom ons dank die Here, kom ons sien die Here hande daar. Kom aan. Is dit nodig? Ja, dis Vadersdag. Ek het vir die manne gister gesê, julle inloop vanmôre, loop so in. Loop so. Jy moet houding hê vanmôre. Maar daarvan sal ek vertel by die preek. Kom ons staan vir 'n oomblik saam. Ja, skus tog. En al die manne se geskenke wat jy gekry het vanmôre. Dit kom van Abel en van Debbie en van Gladys. Ek wil net vir julle sê dankie vir julle warmhartigheid vir die manne in die gemeente. Mag julle geseënd wees met dit wat julle gedoen het. Amen. Steek jou hande hoog op vanmôre. Steek jou hande hoog op vanmôre. Sê vir die Here. Ek het vergeet van die kinderkerk se sjokolades wat hulle gegee het. Jy sal nie kan gaan sit of bid as jy nog nie vir hulle dankie gesê het vir hulle sjokolades. Ja, dankie. So hoog op met ons hande, sê vir die Here vanmôre, hierdie gaan 'n besondere oomblik met U wees. Maar ek gaan oorhandig aan U, Here, om in my lewe te doen presies dit wat U wil doen vanmôre. Romeine 8 begin en hy sê die woorde, hy sê daar is vir hulle geen veroordeling vir hulle wat in Christus is. Halleluja. Ek hoor vanmôre in die gees, die vyand wil jou herinner al jou tekortkomings. Hy wil jou herinner vanmôre aan dit wat jy nie kon doen nie. En die Here sê vanmôre, dis by my en dis vergete. En so Vader, ons kom om U te eer, om U te loof. Ons harte roep uit en sê, dankie vir vergifnis. Dankie vir bevryding. Dankie Here dat ons kan uitroep vanmôre en sê, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Terwyl die harte genees, gedagtes reinig, die woord van vergifnis spreek oor ons vanmôre. Dankie Here. Dankie vir 'n soete genade. Ek
sal U loof, ek sal U loof, ek sal U loof. Daar is niemand soos U nie, Heer. Daar is niemand soos U, Heer. Sinamara mandera masaro mande. Siyarara suru mongera masaro mande. Rosuru barar saro mande atana masuru mande. Siyarara este namahandi lenesu. Siyarara suru bayandi lenamahandi. Suru bakaro basera baya suru mudeyende kumkek shiyarararara digere shiyarararara duno musir mege salir exalilu maar is hier is shina mangaro masano mande Dis die teenwoordigheid van die Here wat in die plek nou is. Sianangu Sulemandea. Dis nie die werk van 'n mens nie, dis die werk van God. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good.
Weet jy dit nie? Of het jy? Nee, excuse me. Weet jy nie, is een tempel. Weet jy nie, is een tempel. Weet jy nie, is een tempel. Jy is een tempel van die Heilige. Weet jy nie, is een tempel. Weet jy nie, is een tempel. Jare terug was ek die superintendent van die Sondagskool. En ek was omtrent so 18 jaar oud. En ons moes staan en die kinders opgewonde gemaak het oor Sondagskool. En nou staan ons en sê ons vir die kinders, dit borrel, en die kinders staan soos julle nou staan. Toe sê hulle, nee, jy moet sê, dit borrel, en toe begin die Sondagskool opstyg. Toe wil hulle die song sing elke Sondag, dit borrel. Nou die woord van God sê, Jesus sê, as jy nie word soos 'n kindjie nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want jy gaan nie die koninkryk beginsels verstaan. Hoekom? Want ons is opgeplakte grafte. Hier binne wil jy sê borrel, maar ek is te groot om dit te doen. So kom ons borrel bietjie rala. Want dit borrel in my, ek kan borrel, wat is maar my my. As ek kan het nie verstaan, so ek kan het nie. Dit borrel binne my. Ek is vol en jy vol, wat is leer van my. Anders kan ek nie verstaan, so ek kan het nie. Dit borrel binne my. Ek weet wat is die probleem. Die beat is te stadig. So julle sê, dit borrel, sê nee, julle soek het bietjie opgeruim. Nou kom ons check dit op bietjie. Oh, dit borrel binne my. Ek is vol en jy vol, wat is dit met my brein? Anders kan ek nie verstaan, so ek kan het nie. Dit borrel binne my. Oh, dit borrel binne my. Ek is vol en jy vol, wat is meer met my? Anders kan ek nie verstaan, so ek kan het nie. Dit borrel binne my. Halleluja. Kom ons sê, anders kan dit nie
kom laat ons sing, die Heer van die Heer, kom laat ons jy en ons begeer, kom sing een loflied, die Heer, kom laat ons sing, die Heer van die Heer, kom laat ons sing, die Heer van die Heer, kom laat ons jy en ons begeer, kom sing een loflied, die Heer, kom laat ons jy, en sing wat die Heer, Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus, this is my komm laat ons sing, door die van die Heer. Kom laat ons sing, kom sing een loflied, die Heer. Kom laat ons sing, door die van die Heer. Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus Christus, gib mir mein Hand. Jesus, this is my Lord. Jesus, this is my Lord. Jesus, this is my Lord. Hallelujah! Praise Him, praise Him, praise Him. Heilige Geest, leid mij om te doen wat die Vader verlangt. Leer mij om te leer, om te aanbidden en zijn ziel, Jezus te verheerlijken. To do wat die Vader verlangt. Leer mij om te leren, om te aanbidden en zijn ziel, Jezus te verheerlijken. Mijn handen, Heer, ik kom naar die, ik durf niet naar, ik ben verliefd, want die is hier, ik neem ze van mijn handen, mijn handen. Kom naar die, ik durf niet aan, ik ben verliefd, want die is hier, ik neem ze van mijn hand, ik ben aan de goede lief, en dat is meer belangrijk niet, als dat die het mij hart regeert. Daar is geen plek verandering niet, voor wie, voor Heer, let go, mijn leven nieuw. En dat is weer belangrijk niet, als dat die het mij hart regeert. Daar is geen plek verandering niet, voor wie, voor Heer, let go, mijn leven nieuw. Ik zing weer aan de goede lied, en het is weer
There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like the river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Your name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Yes, Jesus, Your name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God.
Jesus inside of you. How great is He in your life today? Your problems, your sickness, your financial problems, nothing is above God. Nothing is above God. God is above all. Give it to Him. Give it to Him and He will help you. Glory! Halleluja! Kom kerk, moet nie beter as dit. Ons wil sy heilige naam vanmôre. Jesus! Jesus! Die hoof van sy kerk. Halleluja! Halleluja! Die skrywer skryf en hy sê, bring hulde en ere en lof aan hom vanmôre. Hy sê, wie kan klim op die berg van die Here? Hy sê, wie is dit wat mag kom om op die berg van die Here te kan kom klim vanmôre? En nou staan ons en ons sê vanmôre, Here, ons is u kinders. Ons mag kom op die heilige berg. Ons kan kom in die teenwoordigheid. Ons mag die vrymoedigheid hê om ere en lof en dank aan koning Jesus te bring vanmôre. Halleluja. Halleluja. Want waar daar opgewondenheid is, ek het al gesien waar daar opgewondenheid is en waar daar lofprysing is en waar daar groot aanbidding is, sien jy wonderwerke van die Here. Want die Here sê hy woon onder die lofsange van sy kinders. Hy lewe onder die lofprysing van sy kinders. Amen. En as hy nou daar leef, dan moet hy kan aanbid. En aanbidding beteken dankbaarheid uit my hart uitkom. Weer is julle welkom. Goed om julle te sien. Goed om julle te sien. Die spesiale Vadersdag môre. Wanneer dit kom om die Here te eer en die Here te besing, ons het nou 'n goeie tyd saam met Dr. Johan gehad. En ek dank die Here vir sy woordlering. Ek dank almal wat opgekom het met die opgewondenheid. Almal wat tyd uitgekoop het, spesiale petrolgeld eenkant gesit het om hier te kon wees. Ons waardeer dit. Maar ek bid meestal al dat jou huis geseën sal wees uit dit wat hy kom los het. Want jy sien, die woord van die Here het soveel rykdom. Nou, en dan my klein toebos het al. Want die woord van die Here is so ryk as dit kom by wat hy sê oor sy kinders. Dat baie keer wil ons dit glo, baie keer wil ons dit aanneem, baie keer wil ons dit toepas. Ander dae is ons te besig. Ander dae is ons opgevang met dinge wat ons besig hou. En die dinge wat ons besig hou is nie noodwendig die dinge wat die hart van God raak nie. En ons is seker almal maar eweredig skuldig daaraan dat ons programme hardloop maar wild. En jy kan 'n verskoning maak vir seker enige iets wat jy wil. Maar vir al die manne vanmôre, al die manne, yes, like, is dit nie lekker om 'n man te wees nie? Amen. Ek sê vir al die manne, is dit nie lekker om 'n man te wees nie? Die Here het ons geseën met soveel. Met soveel. Ek bedoel, jy het tot mense wat in jou huis rondhardloop wat lyk soos jy. I mean, how good is God? I mean, as hy stem breek, dan dink jy, is jy wat daar praat, en dan hy sê, julle pa.
En as dinge wat hy doen of sy doen, en herinner dit jou, want toe jy klein was voor jou pa, nou staan hy voor jou, en jy sê, pa, ek onthou daai dag, toe ek voor hier gestaan het. Kostbare oomblik. Die vrou sê, ek verstaan nie my man nie. Yes! Jy is nie verstel om te verstaan. Want hy is in elk geval 'n toeboek wat net die Here kan oopmaak. En manne, ek wil vanmôre vir jou sê, ek is trots om soveel manne in hierdie gemeente te sien vandag. Ek wil net gou op julle voete staan. Net gou sê, ek is 'n man en ek is 'n pa. Wat 'n voorreg om te kan staan en sê, ek is 'n man. Van gisterand af hoor ek hierdie woord. En voor ek die woord wil bedien, wil ek vir manne vanmôre sê, wat skuldig staan en onskuldig staan, maar die vyand hou jou denke dat jy skuldig is. En vanmôre wil ek jou sê, in die woord van God uit, jou skuld is weg. Hy sê vanmôre, therefore, Romeine 8 vers 1, hy sê, therefore, now no condemnation for therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of sin and for the law of the Spirit is life in Christ Jesus, has made me free from the law of sin and death. Dis 'n kwessie vanmôre, jy moet dit aanneem. Want ek gaan 'n paar kwessies noem vanmôre. En jy's vrygestel van elke een van hulle af. Hoekom? Omdat jy in Christus Jesus is. Halleluja. Die vyand kan nie meer sy vinger voor jou hou nie en vir jou sê, jy het daar verkeerd gegaan, daar het jy dit gedoen. Vanmôre, as 'n man van God, staan jy in die teenwoordigheid van God en jy sê, Here, ek is vry van sonde en van die dood. Amen. Omdat ek in Christus is. En as jy dit wil aanneem, steek jou hande op en sê, Here, geen meer verklaringe, geen meer dagvarings van die pad, geen meer herinneringe, geen meer dinge wat hy voor my gesig sou kan hou nie, want ek is in Christus Jesus. En ons almal sê amen en amen. Halleluja. Kom ons kyk gou wat sê die woord weer. Dankie my broeders. Josua 24:15 begin die woord van God en hy sê die volgende. Wat sê Johannes het iets gesê? Hy het gesê, julle moenie die skrif op die bord sit nie, want ek wil hê julle moet die woord van God leer. Hoekom sê dan nou in jou amen? Hy het waar gepraat, hy het waar gepraat. Hoekom sit ek dit op die bord? Hoekom dink julle sit ek op die bord? Ek sit op die bord vir die man en die vrou wat die moeite doen om 'n notiele boekie saam te bring en die hoofstukke van die preek neer te skryf, dat jy in die week net die skrif kan aanhaal daar wat geskryf is, maar in jou noteboekie skryf jy die inhoud waarvan ek praat. So dat volgende Sondag as ek begin praat, kan jy sê, maar het jy laas week oor dieselfde ding gepraat? Dis nie denke verskil tussen my en Dr. Johan. Die rede dat ek dit daarop sit is soos wanneer jy in die klas is en jy kan dit sien. Nie op jou telefoon nie, daar. Dat jy dit kan sien en dat jy die woord kan opneem en
notule neem wat dit by die woord sê. Amen. Dankie vir julle geduld. Hy sê die volgende: maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kom manne. Hy sê of die gode van julle vaders daar oor kan die Jehowah gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek gaan net sê 'n paar dinge. Psalm 103:13 sê, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Hy sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dan sê hy die volgende: soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here oor die wat hom vrees. Hy sê 'n paar dinge. Vadersdag is 'n geleentheid om Vader te leer ken. Wie? God die Vader. Maar ook om elke vader aan te moedig om jou gebede, jou voorbeeld en in jou geloof saad te saai in jou kinders se lewens. Wat 'n voorreg. Om wat te doen? Dat my kinders iets sal hoor. Dis wat ek vaderskap het. Dat my kinders sal ieweste in hulle lewens iets hoor wat tasbaar sal wees vir hulle toekoms. Dat eendag as jy nie meer daar is nie, sal jou kinders kan sê, my pa het altyd dit gesê. My pa het hierdie spreekwoorde gehad tot motivering om 'n kind in 'n huis te kan wees. Nou, ek kan nie veel oor vaderskap praat nie, want ek het my pa verloor toe ek 6 jaar oud is. Maar ek het in die huis van God verskillende paas gesien. Ridders, goeie paas, sagte paas, ontfermende vaders. Vader was standvastig dat hy elke Sondag sy kinders sal inlei in die huis van God. Ek het ook vaders gesien wat sê, jy sal maak wat ek sê. Jy sal doen wat ek vir jou sê om te doen. Ek het ook gesien. Ek het allerlei tipe, ek het liefdevolle paas gesien. Ek het paas gesien wat hulle kinders kan afknou. Veral agtermaak. Ek het paas gesien wat hulle kinders se ore skiet met 'n rekkie, omdat hulle nie wil hoor nie. En nou praat ek daaroor vanmôre, nie om te sê, jy moet nou skuldig wees, want ek het jou gesê, vir jou in Christus Jesus, is daar geen veroordeling nie. Want ek kom nie vanmôre en pik op manne, ek kom vanmôre en sê, hy sê, moenie vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Dis die regering se beleid om te sê, tug jou kinders, want jou kind kan teen jou 'n hofsaak gaan maak. Dan weet jy waar kry hy sy pap en sy bors vandaan daarna. So ek kan sy saak gaan maak, maar weet jy wat gaan hy eet daarna? Want dan gaan hy by die polisiestasie los en sê, okay, kyk jou wat julle gaan doen met hom. Op die dag. Die woord van God sê, moenie hom terg nie. Hy sê, die vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Hy sê, wie in die regshandel, Spreuke 20:7 sê, wie in sy regskapheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Hoekom? Want die gebeure van dit wat jy doen in die Here, gebeur daar iets met die kinders. Want die kinders begin die Here te sien in jou voetstappe. Jy hoef nie te sê, hey, ek is die pa van hierdie huis nie. Hulle weet jy is die pa van die huis. Ek hoef nooit vir kinders te sê, weet jy, weet hulle ek is die pa van die huis.
Hy het geweet. Om ek die hond doodskop, om ek die deure afskop, nee. Want ek staan op die woord van die Here. Ek weet nie eens of ek die deur kan afskop nie. Ek het nog nie probeer. Maar ek wil praat oor 'n pa vanmôre. Ek gaan nie lank hou nie. Ek wil praat oor 'n vader vanmôre. Lukas 15:11-13 sê, hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het sy moeder, die jongste van hulle het sy vader gesê, nie sy moeder, skies tog sy vader gesê, Vader, gee my erfdeel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongstes het alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur 'n losbandige te lewe. Een pa het 2 seuns, halleluja vir seuns. Ons het net 2 meisiekinders in ons familie, verder ons seuns van Afrika. Dan het hy die ooms het sê, my susters het sê, almal het seuns. Maar nou het jy 2 seuns. Hulle lyk identies soos jy lyk as hulle smile. Kan jy pa sien, jy kan ma se mond sien, maar jy sien niets, maar jy sien jouself. Maar jy het 2 van hulle. Of jy het 4 van hulle. En nie een van hulle is dieselfde. Die ander ene koop jy 'n fiets. Jy koop vir 2 van hulle 'n fiets, en plaas nou oor 2. Vanmiddag wanneer jy by die huis kom, is die moderskerms af. Die ratte verander hier voor. Of die moderskerms is gesny om sport die moderskerms te maak. Dis wat ek gedoen het. Ek het 'n 16 rally gekry. Hy, my ma was 'n pensionaris, my ma het min geld gekry. Sy gaan koop vir my 'n 24 rally fiets. Die hulle kom lewe hom af by die huis op 'n trokkie. Van rally af. As jy die Pretoria nou ken, daar onder in Kerkstraat was 'n rally winkel. Rally sportshop. En hulle kom laai my fiets af, daar is 'n mooi bloue met wit moderskerms. Toe die drop handles net uitgekom, waar elke reis iets drop handles gehad het, en ek het drop handles opgesit. En nou by die moderskerms korte gesny word. Het nie tools. So weet jy, sny jy 'n moderskerm kort dat jy nie moderskerms het. Jy haal hom af, dan buig jy hom 100 keer in die een rigting, dan breek hy af. So ek het sulke lelike afgesnyde. Hy man, ek lag julle. Ek het julle gesê, ek het nie 'n pa gehad met 'n werk. Ek het nie 'n pa gehad. Ek het net mamas en susters gehad. So ek was die tipe handyman van die huis. So hoe doen jy dit? So ek die handyman. Ek sê, mam, ek gaan jou bys en ek tap dit so. So met ander woorde wat ek sê, daai paar rand wat hy iets gekos het, sy waarde, het in 1 dag net so verander. Maar ek het 'n perfekte ou boer. Hy is 13 jaar ouder. Maar hy het dit net. Hy weet hoe om vis te vang. Hy kan hier vanaf gooi tot in die teerpad, so ver kan hy gooi. Alles wat hy doen, as hy 'n wapen in sy hand vat, hy kan 'n kol skiet onmiddellik. As hy 'n pijlenboog doen, he just made perfect. As jy op die strand loop, dan loop hy 1 kilometer voor jou uit. Fiks. En ek kom aangehaald op die agterland, sê, kom en kyk aan. Jy weet, maar hy 30 jaar ouder. Hy vang vis en moet die boot vashou. Kan vir julle vergeet. En as jy die boot nie stil hou, jy vat jy die vis op, kap jy die kop, alles stil. Hy vang slange. Ek moet die blik vashou, terwyl hy die slang in die blik insteek. Hy sê vir my, as die slang jou put, kan ek jou wegvat. As jy my put, kan jy my nie wegvat. Ek sê, okay. En ek het op vertrou. Hy sê vir my, ons gaan net hier oor. Dat is 'n afgrond wat daar ondergaan. Hy sê, ons gaan net hier oor. Dan cruise ons hier af. Ek sê, ja. Ek kom by, ek het nie 'n vel aan my bene, altyd kan op my bene.
weet nie van, dan kan ek nie huis toe huil en my ma gaan sê, hoor jy so, hierdie ou, ek moet eens voorbij. Maar jy 2 seuns. Die een die aard van die pa, die ander die aard van die ma. Different. Ek kom die seun aangeneem en hy sê, ma, pa, ek soek my erfdeel. Oh my word. Hy sê, ja seun, jy gaan die erfdeel, kan ek nie eers doodgaan? Nee. Ek soek het nou. Hy sê, ja, maar wat gaan jy nou daarmee? Jy lag nou, maar dit klink bekend, want elke huis is so 'n kind. Jy besef. Dis just otherwise. Die draad in sy kop is anders dan mekaar gesit. Jy dink 2 en 2 en 2 is 3, hy weet niks, al wat hy weet is 111. Hy klim ook nie normaal op 'n fiets nie, hy kom aangehaak, bestuur die fiets, dan spring hy so op jou, dan trap hy. Hy trek nie van 0, jy weet wat ek praat. Dis just otherwise. Jy kyk by die skool, ek sit by die skool, dan kan ek sê, daar's ene, anders te bedraad, daar's ook aan een ander bedraad. Jy kan hom net sien. Hy het 'n ander manier om te doen. Nou hierdie pa kry 'n besoek en die besoek sê, hoor die dad, ek love jou, maar ek soek my goed. Nou daar is ou goed. Ou goed, 13 jaar jong en hy klein goed. Ou goed gaan veld toe. Hy gaan werk die lande. Die oes lê oral waar hy kyk. Pastors. Pas jy ou goed. Jesus man. Jy moet kom rus. Nee pa, ek gaan nie rus nie. Die land moet geplan word. Daar moet 'n oes wees. Daar moet 'n inkomste wees. Ek moet dinge reg doen. Want ek help jou, ek onderhelp jou, ek loop saam met jou. Nie klein goed. Hy pak sy rugsak. Moontlik met 'n waterbotteltjie. En hy's weg. Pak 'n vol geld. En hy koop al die gewillige vrouens in die dorp, koop my drank. Because hy het nou uitgekom en 'n pa se beheer uit, en hy lewe nou 'n losbandige lewe. Man, it's going well. Die vrouens like hom, hulle kom van die noorde, die suide en die ooste. Hy dink net, ek is die aantreklikste ou in die dorp. En ook sommer kyk, hy het ook sommer kyk hiervoor, wat hy so skiep so dink. En hy het 'n Brooklyn kam in sy kous. Dan as sy sê, kom, en trek hy sy kuif en brood en sê, jou mooi ding. Klein goed. Ek weet nie hoekom lag julle nie, want ek noem goed is wat naby aan die huis is. Die ou goed, hy het die kak. Die klein goed, hy het sulke blink hemde en stywe broeke, stywe broeke, groot skoene. Ou goed, hy is so klein soos 10. Hy is 'n kakie man. Hy het 'n kakie onderbroek, hy het 'n kakie vest aan. Alles is kakie. Hy is sharkie, want hy kom van die veld af. Selfs teen 'n skil, hy kan kaas daarmee rasp. Hy is 'n harde man. Sy hande is skerp. Hy ken die werke van tools. 2 verskillende seuns. Maar 'n pa kan nie onderskei. Hy kan die foute raak sien, hy ken die foute. Jy hoef nie vir hom te kom sê, klein goed, gaan jou uitroei. Hy weet dit. Hy weet dat groot goeds daar gaan wees. Hy weet, 'n pa weet dit. Vrou, luister wat ek sê, jou man weet dit. Hy hoor Harry, toe alles weg is. Toe sê die verlore seun, ek het tot my besinning gekom. Ek het na my vader se huis toe gegaan. Dit is een van die moeilikste besluite vir 'n jong man of 'n man om te maak, is om terug te gaan na pa se huis toe. Want jy weet as jy by pa se huis, ek het jou gesê, ek het jou gewaarsku. Maar hy vergeet. Die DNA binne hom is gemeng met ma en met pa en met oupa.
Gotta catch this. Terwyl Johan praat, en hy vertel Dr. Johan praat, en hy vertel hoe verskillende kinders kan wees. Toe sê die Here, hoe het U 'n man gemaak, dat ons hierdie goed kan onderskei, maar ons het geen mag om daarmee te werk, behalwe U genade te vra. Jy ken jou kind, jy ken jou vrou, jy ken jou huis, jy weet alles om te, jy weet self waar jy tekort gekom het om hom reg te maak en hom te dissiplineer. Ek moet vertel, weet jy hoe is ek gedisciplineer? 2 keer 'n jaar pakslaag te kry, gewaarborg. Eerste 6 maande, dan kom kyk my open, dan sê my sissies voor, jy moet check wat hierdie laaitjie doen. Dan sê ek my, gaan badkamer. Nee, gaan terug vir jou 'n stok, gaan badkamer. Eendag bring ek vir hom net so dik stok. Ek dacht, ek gaan 'n pakslaag vryspring. Hy vat hy selfe stok, kap my enkels. Ek sê, vir wat bring jy so 'n dik stok? Dan slap hy my op die enkels. Maar as hy ry, vir die volgende 6 maande skryf hulle weer op, al die goed wat ek verkeerd gedoen het. En dan by die komende 6 maande, dan weet ek, dan sê ek kom. Ek sê, goed? Am I getting the hurry on Friday? Or am I getting the hurry on Monday? When am I getting the hurry? What am I writing? They say, hoekom? I say, I want to know when am I getting my hurry. They say, dan kom hy. Nou word ek moes nou groter. En dit moes nie meer hy klein oukie wat hy nou kan so rondstuur. Ek word nou 'n tiener. En ek het so 'n bietjie martial arts gedoen, ek het so 'n bietjie geboks. En hier klaar kom staan my, en ek vertel my so, ek sê, what you gonna do? Die dag ek, en voor ek my kon kry, steek ek sy vinger in my lug. Dis nie daar by jou huis gebeur, hy dinge nie. Jy sê, ek weet nie van die dinge nie, pastor. Maar ek wil sê, dit bring 'n pa onder geweldige druk oor wat mense van hom dink oor wat sy kinders verkeerd doen. Ek hou vir jou die woord van God vanmôre wat vir jou sê, jy kan nie skuld neem vir jou kind nie. Jy kan nie pa staan vir 'n man wat nie wil pa ken nie. Jy kan nie pa staan vir 'n kind wat jou nie wil adresseer as sy ouer nie, wat nie wil sien dat jy 'n ouer is vir hom nie. Jy kan nie pa staan vir iemand anders voor God nie. Jy kan alleen vir hom bid, dat die Here sy gees sal gryp en hom sal verander. Jy kan dit nie doen nie. Paas, jy kan haar nie verander nie. Al wat jy kan doen is die Here te vra vir genade. Wat sien ons hier uit? Wat sien ons hier uit? Hy sê, 'n vader is iemand meer as vir 'n huisvoorsien. 'n Vader dra 'n geestelike invloed, sonder om 'n woord te sê. God het vaders geroep om liefde, lyding, beskerming en 'n voorbeeld te wees. He never said to you, you must be the perfect father. Hy sê, be the perfect example aan die troon van God te antwoord en sê, ek het my beste uit die woord vir hom gebring. Of vir haar gebring. Want hulle verskil van aard van aardheid. Toe hy terugkom na sy vader, toe sy vader hartlik en gaan hom tegemoet. Sê, sit 'n ring om sy vinger. Hy het hy ring aan een of ander vrou gegee, sy autoriteitsring, want sy koningskap het hy weggegee. Sy pa sê, kom, gaan haal 'n ring, sit op sy vinger, sit 'n jas oor sy skouer, sit skoene aan sy voete. Maak seker dat hy die beste kleed is, dat die mense kan sien, my seun wat verlore is en wat gesterf het huis toe gekom. Pa is opgewonde oor wat? Dat hy wat dood was het weer lewend geword. 'n Vader se hart reik uit en sê, ek vertrou dat die Here hom sal terugstuur vir my. Ek vertrou dat hy weer by die huis sal kom. Ek vertrou dat hy weer 'n hart vir sy moeder en vir sy familie sal hê. Maar hier's oud. Jy ken oud. Hy gaan nie daai steen laat verbygaan. Nee, Louis.
Ouwens, dis wel goed man. Maar ouwens sê dit soos dit is. Hey, ek was al die jare hier. Jy maak nou 'n partytjie vir daai klein loskop. Maar, het jy jou sinne verloor? En die helfte van jou goed weg. Jou helfte van jou goed is weg. Wat sê? Alles wat myne is joune. Moenie worry daaroor nie. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. En ek sien die hart van God. Weet jy veel man sit in 'n kroeg en hy probeer sy hartseer weg te drink omdat 'n seun en 'n dogter nie die pa ken. Vanoggend is ek feite kerk. Dis feite. Hier sit stikkende mense vanmôre hier, reg in hierdie gebou vanmôre. Wat sê? As hulle my net wil bel en net vir my wil sê, mami of papi, wil net wil sê, maar ek wil weer vir jou sê, hou op om jouself skuldig te maak. Die amens is min. Maar as jy nie die besluit gaan maak, gaan jy nader aan met siekte ontwikkel, bekommernisse, depressie, neerhalendheid, sal jy al die siektes en die verwerping, gaan jy siekte, kankers op jouself bring, omdat jy nie weet hoe daarmee te werk. Ek kom met 'n woord van God af vanmôre, waar hy sê, vergifnis en vryspraak, let them go. Amen. Wanneer 'n kind nie by daai deur kan inkom en my kan respek as pa nie, dan is daai deur toe. Ons is net getroud. Jy sê ek vir Gladys, is 2 reëls vir my huis. Jy weet jy, die vraag, wat is dit? Ek sê, daar's net 2 reëls. Sy sê net 2, sê jy, net 2. En sê nie eens, word daar nie geskreeu nie. Wat jy vir my wil sê, jy hoef die buurman nie te hoor nie. Jy praat met my. Sê die tweede ding is, die dag as jy jou goed pak, jy gaan by die deur uit, dan kom jy nooit weer terug. Sê, nou, hoekom sal ek dit nou wil doen? Ek sê, nee, jy wil dit nie doen. Glo my, jy wil dit nie doen. Because, jy gaan nie vir my 'n fool maak. Jy gaan my vrou wees, maar jy gaan nie vir my 'n fool maak. En jy nou kry ons 'n stryery aan 'n domestic. Kry jy 'n domestics? 'n hinhoor. Dit word hinhoor genoem. Hin sê hoor en sy sê hoe. Jy weet, daai dag, daai week van die maand, ja, ek kan sien, julle weet mooi. Jy het die reg om te sê, luister, ek is nie lus vir jou nie. Wanneer my vrou terugkom, moet jy weg wees. Jy sê, waarom bly jy doen? Ek sê, jy moet wegkom. As my vrou jou hier kry, is daar moeilik. Dan kom sy vir die tweede rond en sê, hi! Not my fight. Sort yourself out. Dan praat ek nie met dan. Ek los dat. Ek kry 'n vletjie. En ek kan lekker vletjie. Die kinders vra. Hulle noem my whistle baby. En as ek tevrede is vletjie. En ek kan die hele dag, en ek kan nie vletjie, maar ek kan myself hoor. En ek hou dit dan. Wat is die standaard in jou huis? Hoe bring jy die goed by mekaar? Kom on, papa. Come on. Come on. Come on.
nie te skree om my standpunt te wys nie. I know who I am. Ek hoef nie vir iemand te vra, wat dink jy van my? Ek vra niemand wat dink jy van my nie. Ek sê gewaarig wat jy dink. En dieselfde in die Hebreë, ek weet ek is iemand, sê die vrou. Waar kom hy dit vandaan? So what's the ego problem? Jy weet as ek nou sê, why? Die Bybel sê, ek moet haar lief hê. Come on man, En as ek haar lief het, die Vader leer nie net deur woorde nie, maar ook deur sy lewe. Wat het God gedoen? Wat het God gedoen? God het gesê, ek het 1000 biljoene verskillende seuns. En dis alle deur mekaar. Die Here moet dit doen, die ander moet dit doen, die Here het dit klaar gedoen, die Here gaan dit nog doen. En die Here sê, maar ek love jou in elk geval. Hoor hierso, ek het jou so lief, kom hier. Ek wil vir jou sê, man, ek wil vir jou sê, ek wil hê jy moet saam met my heers. Ek wil hê jy moet saam met my in koninklike plekke sit. Ek wil hê jy moet heers saam met my. Sê maar, jy is spesiaal, jy is kosbaar. Amen. En nadat hy in die neus van Adam die ruach geblaas het, Kadesh, en die asem van God is in hom. Jy sê, Adam, ek moet vir jou 'n maatjie maak. Want 'n kameelperd gaan nie werk nie, 'n olifant gaan nie werk nie. Ek moet vir jou iets moois maak. En hy neem die rib van 'n man. Het jy 'n artikel gesien op Facebook, wat hulle sê van die een rib van 'n man homself herstel? Iemand het gesê, ag nee, nou lees jy nie my goed nie. Die rib, die heel onderste rib, kan homself herstel en herstel en herstel. Adam, is jy 'n ribkort? Nee, dat is 12. 6, dat is gebalanceerd. Maar ek dacht, God het dan een gevat. Die Here wat gevat het, laat groei. Herstel. Hy maak hom compleet. Hy sê die volgende. Die liefde wys hy God se liefde. Die vergifnis wys hy God se genade, kompas. Die gebed wys hy die pad na God toe. Die getrouheid bou hy 'n geestelike nalatenskap. Die getrouheid aan God wys jy vir jou kinders 'n nalatenskap. 'n man van God, 'n man na God se hart, reg vir alles wat die Here in sy hart gesit het om vir 'n tyd soos nou. Manne, dis 'n tyd soos nou wat die Here alles in jou hart insit vir 'n tyd soos nou. Niks is manlik nie, maar is 'n voorreg om 'n dad te kan wees. Ek het daar geskryf, jou Vader verlang na jou. 2 Korintiërs 6:18 sluit af. Hy sê, en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 2 Korintiërs 6:18. Hy sê, en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 'n vader sorg. 'n vader sorg. 'n vader sorg. 'n vader sorg. 'n vader is 'n besorger. In die vroeë jare het hulle gesê, 'n man se kop is net seks. Ek wil jou sê, dis die derde ding of die vierde ding in 'n man se kop. Die heel eerste ding wat 'n man wil doen vir sy vrou en vir sy kinders, hy wil vir hulle gaan sorg. Dis net een man se kop se Louis Duncan.
Maar as ek nog 'n paar dankie op Bloemfontein, as ek nog 'n paar manne kan sê om te kan sorg vir my familie, is die hoogste prioriteit wat ek het. Come on. Bybel sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Come on. Come on. So wat is die standaard dan? Die standaard is die versorging. En dan Matteus 6:31 sê die volgende. Hy sê, daarom moet julle nie kwel om te sê, wat sal ons eet, of wat ons sal drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want hulle hemelse Vader weet, dat hulle al hierdie dinge nodig het. Come on. Come on. Ons het 'n versorgingsworry oor dit wat ek nie het nie, en dit wat ek nie kan kry nie, en dit wat ek nog nie het nie, en al die dinge. Why? Ons begin net bietjie rus. Kom bietjie rus. En die Here sê, Here, ek gee vandag oor aan U. Mense het wye stappe gestap, droë stappe gestap, woestynpaaie geloop, skoene is stik en deurgewerk. Die werke van die dag, die werke van die uur, het te veel geword. Die Here sê, kom stap op my weer. Kom stap op die pad wat ek vir jou voorberei het. Hierdie Vadersdag moet 'n ander Vadersdag wees as verlede jaar. Waarom? Want jy is nou deel van daai vaderskap wat sê, ek kyk uit vir die dag waarin my kind aangestap kom deur daai deur en sê, Pa, ek wil jou vertel waar trek my lewe tot nou toe. Come on. Come on. Dis in jou ingebou. Jou liefde is vir jou kinders. Jou liefde is vir jou seun. Jou liefde is vir jou dogter. Jou liefde is vir jou skoondogter en jou liefde is vir jou skoonseun. Come on. En nou bou ons op dit soos die hart van die Vader. Kosbaar. Dan kan hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hy het hom vir ons die ewige lewe gegee, dat nie een van ons moet verderf nie. Nie een. Come on. Maar ons almal die ewige lewe sal bekom. So die belangrikheid van 'n Vader vanmôre is ontsettend belangrik. Al sê die duiwel vir jou, ag, jy's nie, weet jy, hulle kan aangaan sonder jy nie, hulle kan nie. Jy's deur God aangestel daar. Die Vader wil kom sê hom, get behind me, Satan, en weet wie ek is in Christus Jesus. Kom aan. Jy gaan nie met my brein mee speel, jy gaan nie met my situasie speel, jy gaan nie my aankla oor iets wat ek nie kan antwoord gee. De afsluiting. 'n Vader se hart is om te sien dat sy kinders sal beter doen as wat hy gedoen het. 'n Vader se hart wil sien dat my seun of my dogter of my skoonseun of skoondogter beter doen as wat ek gedoen het. Dis nie plek vir jaloesie. Come on. Jaloesie. Toe Nadia op skool was, Kiswag, het ek altyd na die skool toe gaan en ek was in besigheid daai tyd en ek het hulle toksaks vir die eerste span en ek geborg. En met die naam van ons besigheid op, die telefoonnommer, sodat elke hoofwedstryd word ek nou uitgenooi om te kom kyk. Maar ek gaan in elk geval, ek love amateur boks en amateur rugby, ek love dit. En ek kyk nou, hier is 'n paar paas. En nou al sy hare afgeskien het, hier om so. Maar sy groot man, sy klein nou. Nou hardloop hy langs die veld. Nou skree hy vir daai seun, wat hy moet doen. So, jy leer hulle nader aan ken. Dus jy nou hier staan, by die netbal, ek was by hulle netbal, ek was by mekaar se netbal ook, en sê jy, kom nou, sê, kom nou, skryf nou die kant, skryf nou die kant, kom nou! Hy wil.
Nou, jy weet dat dit bring ons nou kyk ons nou moderniseer nou. En ons daar, Louis, jou maat eers kom kyk hoe jy speel. Kom, waar is die man? Wat my ou Ja. 17. Maar wat jou ma by jou game moet jy begin te doen? Wat jou pa? Nee. Hy wil, ons het 'n ou gehad as 'n ma gebring met 'n forge pen en 'n paai van weet. Pretty sources. Dan kom hy tyd af. Dis die enigste man. Ja, mama sê. Nee, my ma hou van dat. Nou, wat jou ma doen? Hoe sit jou ma? Dit was ons abnormaal. Dat jou ma daar sit. Vandaar, sê die ma's daar, die kinders nie in die veld. En al was weer. Toe kom hy, en weet nou, die pa het nog nooit 'n rugbybal in sy hande gehad nie. Hy het nog nooit gedruk in 'n skramie of 'n vleuel of 'n skramie gespeel nie. Hy het nog nooit nie. Nou sien hy like dit daar, nou wil hy om te tel, nou sê die kind van, pa! Maar pa, jy maak 'n aap van jouself, want dis hoe die game gespeel was, nie meer reels. Dis nie 1912 nie. Ja. Maar daar speel so dit. Ander skerms. Ons het eigenlijk met lippetjes zo. Dan kan je 4 steken. Kijk onder. Kan je veranderen? Pa, maar kan jij met tijd veranderen? Zo kan. Maar laat toe dat die geest van God je leiding geeft. Laat toe die geest van God voor jou leiding geeft. Staan nou die ochtend op met een gedachte. Ik zeg, ik moet het met elkaar bespreken. Dus ik kom gestaan. Ik zeg, Mika, die Here maakt mij wakker. Hierdie. Sy het niks gesê, die dag op so geskit. Wie sê wat is die dag op so geskit? Dan kom die troonkamp van God uit, nie uit my. Ek doen my kind, doen my vrou, doen my skoonseun. As die Here met my praat oor hulle, skakel ek hulle. Ek het 'n vrou nou die aand gebel, WhatsApp is die 20:12 in die nag. Because hy so goed is. Nee, maar ek hoor, dit sê die gees van God. Nee. Al wat jy moet vra vanmôre, man, Vader, vra vir die Here vanmôre, wees vir my 'n pa, dat ek kan hoor wat U wil sê oor my kinders. Kom aan, kom ons staan saam. Kom ons vereer die Here vir sy woord. Want ek wil nie vanmôre iemand uitsluit vanmôre en sê, ek het 'n woord vir jou vanmôre. Ek het 'n woord vir elke man in die huis van God vanmôre. En of jy nou pas getroud is en of jy kinders gaan hê, luister na die woorde van die Here, dat hy regstelling kan bring in jou denke en in jou gemoed, aangaande die lewe met jou vrou, met jou kinders, met jou skoonkinders en met jou skoon familie. Wie het gesê? Het jy geweet, as jy al daai goed kan regdoen, bring jy jou kinders in 'n perfekte verhouding. As die ma sê, jou ma sê, ag man, jou ma, nee, jou ma se ma en jou ma se pa. Hoekom lag die boere? Jy is net so jou ma se ma. Ma se ma? Ek ken al die is. Jy wil vrede maak. Ek sê, Here, ek klim uit die skuld. I'm not guilty. Wie wil sê vanmôre, ek wil uitklim uit die skuldgevoel. Because, hulle is nie meer 12 nie.
Hulle is nou 30, 40, 50. Ek klim met skuldgevoel uit. Ek gaan nie plan dra vir iets wat ek nie gedoen het nie. Toe hulle toe die huis wat ek het hulle toegegooi, ek het hulle medisyne gegee, ek het die nagtepaal opgestaan. Here, ek kan nie meer nie. Ek klim uit die skuldgevoel uit. En ek beweeg terug in die rus van God. En sê, Here sal U doen wat ek nie vanmôre kan doen nie. Here sal U intree by die areas wat ek nie weet wat is reg en wat's verkeerd. Of my ouderdom was teen my, of dit, of dat, wat ook al dit is vanmôre, kom ek. Ek sê, Here, ek bring hierdie leemte. Ek bring hierdie skuld. Ek bring hierdie woorde wat ek toegesnou is, wat mense my bestempel as. Kom vanmôre en sê, Here, neem dit van my weg in die naam van Jesus. En ek bid vir elke mens in hierdie plek, by elke mens wat kyk op livestream, elke mens wat iets weet of in 'n plek is vanmôre waar hulle voel dat daar is 'n gevangenis van 'n situasie wat hulle nie vanmôre kan uitkom. Here, die skuldbrief word neergelê vanmôre. En ek bring vir elke ene vryheid in Christus Jesus. Dat Here, dat die hartseer, die gevoel van mislukking as 'n ouer gebreek word in die naam van Jesus. Here, U ons gesindhede sal aanraak. Die woorde wat ons spreek sal aanraak. Want Here, ons roep vanmôre, ons verklaar die bloed van Jesus, die voldoende en volmaakte werk van die kruis oor elke familie, Here, dat verklaar die bloed van Jesus wat nuut maak, die bloed van Jesus wat verlossing bring, die bloed van Jesus verklaar die oorwinning van die opstanding in die naam van Jesus. En aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Amen. Kyk net gou vir my. Vat net jou twee hande en sê die Here. Kom sê vir my, ek wil die Here. Ek wil die Here wat hier God was, alle God. Ek prys die verwoorde. Sit net gou 1 minuut. Ek vrou sê eendag vir ek en Gladys. Sy sê, weet jy die meisiekind wat in die dorp sit? Sy sê, dis my dogter. Ek sê, hè? Sy sê, ja. Sy sê, die meisiekind wat haarself so verkoop daar in die middendorp. Sy sê, dis my dogter. En ek loop daar weg. Maar ek huil van binne. Daar buite. Dat die trane oor my wange. Ek sê, Here, hoe moet dit wees? Jare gaan verby. Ek ontmoet vir Stefan hier. Eintlik maar 'n boemelaar van die straat af. Ek begin 'n pad met hom loop. As jy my boek lees, het 'n brief vir my geskryf. Sy gegaan het vir my hartoperasie. Die hele brief, net soos hy geskryf het, is daar. En ek begin hier vir hom noem my stiefseun. En hy is daar in Tweenie Spar ieweste. En mind you, hy was daar Peet in Duitsland ook en sê, my pa stuur my daar jou.
Hy sê, wie is jou pa? Hy sê, pa sê Andy. Hy sê, jy sê vir hom, hoorie, hy wil nie by jou weet, jy pastoor Andy se stiefseun. Ja. Hy sê, hier's 'n Coke en hier's 'n pie vir jou. Hy kon nie wag om die maandag weer by die kantoor te kom en te sê, wie wat? Die mense sê, ek is jou seun. Ek sê, ja, hulle gee vir my pies en Cokes. Ek sê, halleluja. As ek van jou 'n beter mens verval het, dan sê iemand van my, besê, daai man gooi jou naam weg. Sê, hy kan my naam weg. Maar daai man na my toe kom en sê, hoorie pastoor, jy skuld my R10 vir die paai en R10 vir die Coke, ek sal uithaal en hom gee. Dis not our business. God is in the saving business. Jare gaan verby. Sy het al 'n ou vrou geword. Want die son sit elke dag. Haar vel het oud geword. En ons het 'n diens in die CBD area van Turkey. En die meisiekind kom ingeloop. Sy gee haar hart vir die Here. En die Here dop die girl se lewe deur. Ek bring hoop vanmôre waar jy sê, is hierdie 'n hopelose saak? Maar jy het nie idee hoe kragtig jou gebed is nie. Jy het nie idee wat se krag daar is in die woorde wat jy spreek. Jy het nie idee nie. But God can do it. And I will proclaim to say, God will do it. Amen. Die Here sal dit doen. Vir elke onmoontlike saak wat hier is vanmôre, Here, wil ek die mense opdra. Dis op die kalender van die Jode, van die Katholieke Kerk aangeteken dat hierdie dag is nou Vadersdag. Maar Here, elke dag is daar vaders en moeders. Ek wil kom vanmôre. Ek wil saam met my broers en my susters saamstem dat U is die God wat kan en U is die God wat wil. Al lyk dit vanmôre hopeloos, al lyk dit wat, Here, ons gaan U nog steeds vertrou. Ons gaan nog steeds op U staat maak dat U verandering sal doen. Die regte gebed om nou te met ouers is om te sê, Here, begin met my hart. Begin by my. Moenie by die kinders begin by my. Begin by my. Dat ek al die oordeel en ek al die tekortkomings sal miskyk van nou af. En Here, ek sal na my kinders kyk en sê, dis die U vir my gegee, Here. En dan vir studie gaan lees Psalm 139, begin sommer van vers 1 af, 139, dan lees jy. En Here, ek dank U vanmôre. Dankie vir die awesome tyd. Ek weet U is hier. Ek weet Here is besig met mense se harte te werk. Ek weet. En daarom kom ek teen elke leuen van die vyand. En ek kanselleer dit in Jesus naam. Elke leuen. Elke trap. Wat is 'n trap? Elke trap. Strik. Elke strik. Wat die vyand vir die kinders wil sit. Here, hanteer dit vir ons vanmôre. In die naam van Jesus. Mag vreugde, mag die guns, mag die oorvloed van die Here elkeen wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom hier. Kom ons gee vir julle gebed.
pastoor het vanmôre baie goed in. My lewe aangeraak. Ja, dat is goed wat 'n mens in die lewe ervaar het van jou kindsdag af. Wat God altyd by jou sit. Om 'n pa te wees, 'n pa te hê, is twee dinge. Ek wil nie vanmôre hier staan om my pa te veroordeel nie. Want die pastoor kom en hy sê, my broer is my eintlik as 'n pa dien vir my pak vir 2 keer 'n jaar. Ek het elke dag pak gekry. Ek en my broer. Ek het 'n ouma gehad wat my nie kon verdra nie. Nou, my kinders op hierdie 2 weke terug het hulle vir my geleentheid gemaak om my verjaarsdag te herdenk. En te kyk hulle foto's wat hulle opgesit het en ek kyk na daai klein seentjie. En ek kyk na daai mooi, skoon gesig. En ek kan nie dink dat 'n pa so kind so kon verniel nie. My pa het in die myn gewerk in Brakpan. Ek kom van Brakpan af, groot geworden. Die Brakpan van vandag se dag Brakpan van daai tyd nie. En as ons by die huis kom, voor hy sy kosblik kon neersit, hy het 'n harde dag by die myn gehad. Hy het mense gehad wat hom seker baie ontstel het in die grond. En hy het met daai wrok huis toe gekom. En hierdie ouma van my sy die hele tyd 'n wraak teen ons gekoester. Ek en my broer. Hy was 5 jaar ouer as ek. Dan begin sy nou alreeds rondtrippel en wag en kyk deur die venster wanneer kom hy nou dat sy ons kan verkla. Nou voor hy nog inkom sy kosblik neer te sit, dan het sy al klaar begin om ons te verkla by hom. Dan sê hy vir ons, gaan so lank badkamer toe. Kom hier in die badkamer, dan sê hy, kies jy waarmee jy wil geslaan word. Nie pak kry nie, geslaan word. Dan was daar verskeie koperlatte, daar was 'n rotting, daar was so rubbersambok, weet nie wat sê die mens met die kraaltjies vleg en so aan. Daar was 'n strop wat as jy die ouens wat paarde skeer goed, kropreisers op skerp maak. En dan was daar ook nog so dik kleurstrep gewees. Nou moet jy kies waarmee wil jy pak kry. En sy vat die pad. Wanneer jy daai pad gevat het, dan weet jy, hier kom dit. En hy het nie net 3 houe geslaan nie. Hy het geslaan tot jy nie meer kon staan nie. Tot jy lê. So was ons verniel gewees. Maar dan het my ma buitekant rondgehardloop en sy kon dit nie verdra nie en sê, "Jewel, ek het net ophou." Ons kon hom nie vergewe nie. Maar die ding is, hy die hele tyd het hy met daai wrok in jou gekom en verwag hy as hy klaar gepak gekry het, jy moet sê ek is jammer. Jammer vir wat ek gedoen het. Toe ek 'n seun van 22 was,
het ons trou gestaan, ek en Brenda. En hy het 'n hartaanval gekry. En hy was in die hospitaal vir 2 maande. Elke dag gelyk of hy sterf, dan kom hy weer by. Hulle wou nie gehad het ons met ons troue uitstel nie. Want hy het gesê, nee, gaan aan met dit. Ons het getrou en ons het met haar bruidsrok van Vogel af, hulle het in Vogel gebly. Het ons gery, Brakpan toe na verder is aan die hospitaal, waar hy in die hospitaal gelê het. Vir 2 maande, elke nag, het ons, ek en sy, ons sy bed gesit. En die mense in die saal bedien. Want daar was net 2 susters, nou was omtrent 40 mense wat uiters terminaal was. En in daai tyd het ek ook nog nie Here geken nie. Ek was eers 46 toe die Here my omgedraai het. Maar ek was nie 'n slegte mens. Ek het my hart gevoel nie, weet. Ek moet hom vergewe, maar hoe kan ek hom vergewe? En die dag toe hy sterf, dan staan ek in ons sy motorhuis. En ek kan onthou, hy het so voksel gehad, ek slaan met my hand so op die kar se dak. En ek sê, Here, hoe kon nie hom nou weggedeeld het? Ek het nog soveel gehad om met hom te bespreek. Ek wou hom vryspreek, maar ek was so lief vir ons in daai tyd in die hospitaal gesit en ons nie omgegee wat gebeur nie. Ons het nie honeymoon of enigiets van die aard gehad nie. Ons vergeet van ons verjaarsdae. Ons verjaarsdae, soos julle weet, 14 en die 18 en 15 was het as ons getrou. So ons was absoluut totaal en al deur mekaar weens die siekte. Maar daai tyd het ons nog respek gehad vir ons ouers. En ons nie omgegee om dit te doen nie. Baie mense sal hulle ouers net in die hospitaal gelos het en wag maar dat hulle doodgaan. Ek wil vir julle sê vandag, eer jou vader en jou moeder. Ek staan vandag hier op hierdie ouderdom. My pa se familie het van 38 tot 52 het hulle gesterf. Hy en al sy broers. Ek is die oudste van Jordan in die geslag. Dit is net genade. Net genade. En ek sê net, eer jou pa en jou ma. Dit is belangrik. Kinders vandag se dag kry nie die regte pad nie. Jy weet, ek het 'n vriend gehad, dan het hom in 'n streepsak opgehang. En ons word hulle so geslaan. Daai dae was kinders slawe gewees van mense, die geslag voor my. Maar ek kan getuig van straf. En ouers, manne, as jy jou kind wil straf, is nie die manier nie. Hy verdien, as hy moet 'n pak kry, gee hom 'n pak, maar moenie hom verniel. Ek staan nou soos 'n kraaibaby hier voor jou, wag. Kan nie anders in hierdie goed hoor. Dat het goed in jou wakker maak. Moenie laat dit met jou gebeur nie. En onthou daai vergifnis. Ek sal net graag wil gehad het om 'n tyd te hê met my pa. Om vir hom te sê, ek vergewe jou. Maar ek het ook verwag dat hy my moet vergewe. Wat nog gebeur het nie. Maar ek dacht net dat ek dit met julle deel vandag. Dit is in ou se hart. Paas, die Here het vir daai kind gegee. Maas, die Here het vir daai kind gegee. Sorg vir hulle. Koester hulle. Want dit is jou erfporsie. Nie geld nie, hoegenaamd niks wat in die wêreld is nie, kan dit vergelyk word nie. As daai kind van jou weggeneem is, jy kan hom nooit weer vervang nie. So onthou in jou lewe, wees lief vir mekaar.
Wees lief vir mekaar, en dit is waaroor die lewe gaan. Die Here sê vir ons, jy moet lief wees vir mekaar. En ons moet dit net baie mooi verstaan. Wat 'n regtig ware liefde in jou lewe is om 'n familieband te hê, is jou eerste ding in jou lewe. As jy kan 'n familieband hê, maar heel eerste jou verhouding met die Here. As jou verhouding met die Here reg is, sal al die ander goed volg. Amen. My pa, soos pastoor ook gesê het, ons ouers het nie by die sport gekom nie. My pa het 1 keer of 2 keer 'n jaar was hy by die kerk, die NG Kerk, om die nagmaal by te woon. Verder was hulle nie daar nie. So ek het nooit eintlik 'n pa gehad wat my geestelik gelei het nie. Hy was Godvreesend, ja. Ek wil nie die naam van die Here gebruik nie. My pa het nooit die Here se naam eintlik gebruik nie. My pa was nie 'n drinker nie. So ek sê dankie dat ek so 'n pa gehad het, wat my nog kon alle jare voorsorg. Want as dit nie vir hom was nie, wat sou van my geword het? So al het hy my op sy manier mishandel, het hy nog steeds vir my gesorg. So weet net, wees net dankbaar vir dit wat jy het. En dink aan jou eie lewe. Wat gebeur het in jou lewe? Elkeen het 'n storie hier om te vertel. Elkeen het 'n ding, maar vergewe. Dis die eerste ding in jou lewe. Want sonder vergifnis sal ons nooit vrede in ons harte kry nie. Dalk het net julle sê môre. Baie dankie. Die familie van die Here. Dis wie ons is. As een huil almal. Dis die familie. Ons is nie sterk nie, ons is net so sterk, sodat die laagste skaal is, laagste ketting skakel is. Nie een van ons het al gearriveer nie. We are on our way. Amen. Wij gaan die waag met tiendes, die offerandes, die voorbereid vir die Here. Ek sal hy amen ook van. Amen. Terwyl julle nog besluit of julle gaan dit bring of uithaal, hier is 'n lysie wat ek agter by die deur gaan sit. Daar is die 22ste, wat is dit, die maand, Julie maand is daar geestelike konferensie in die sportvelde hier in by die Oeger sportveld. Dit gaan die aande wees. Hulle vra dat ons dit moet invul en kyk hoeveel mense sal gaan by die geestelike konferensie toe. Dit word hier die kerk gehou, die AG's gemeentes, die omgewing. As jy sou wou gaan, sal jy asseblief net laat weet en invul en vir ons sê hoeveel mense sal gaan. Dis oor die 2 aande. As jy uitloop op die regterkant teen die spieël, daar is 'n advertensie van dit. Sou jy belangstel om te gaan, laat my weet asseblief en jou naam net neerskryf en ons kan sê hoeveel mense belangstel om daar te wees. Dan die laaste aankondiging is dan volgende week, dis einde van die maand week, gaan ek koevertjies uitdeel dat ons die klank kan wegmaak en die dinge wat wegmaak wat verkeerd gegaan het met die elektriese stroom en die gemeente. Ons wil ook dan vir u vra dat ons die volgende 6 maande of 5 maande net 'n bedragie sal beverd sit, apart van jou tiende, apart van jou offerande, net ons te help finansiëel om ons ou goed terug te kan regmaak en terug te kan sit, of te kyk wat gaan die assuransie doen, wat gaan ook al wie doen om ons te help daar. Ons het dringend hulp nodig finansiëel wat dit aanbetref, as u ons kan help. Ek sal Sondag volgende naweek
sal ek die eerste koevertjies uitdeel en dan elke maand 'n koevertjie uitdeel as dit met die gemeente reg is om ons dan te kan help. Hoeveel? R100 vir die man, R100 vir die vrou, of R100 vir die gesin, net soos jy kan. Hou dit voor die Here, vra die Here, hoeveel moet ek gee? En dan help ons om dan uit hierdie ding uit te kom. Verlede keer, toe ons die koeverte gesit, het ons nie geweet dat die computerprogramme van verouder, en ons het daai geld gebruik om nuwe computers vir die gemeente te koop, 3 van hulle. En hulle werk pragtig, en sê dankie by voorbaat, so die geld is gebruik op 'n baie goeie manier. Daar is invoices om te wys, ons het computers gekoop. So ek vra die Here se seën op u af, dat u ons sal help. Ek weet nie doen jou tiendes, ek weet nie doen die offerandes, maar vra net vir 'n ekstraetjie om ons te help daar, om net hier te kom. Sy voel, R100 is te min, jy wil meer gee, want ek en Gladys sal ook gee, dat ons kan bydra tot daarna toe, dat ons hier kan kom, dat die kerk nou weer alles reg het, en alles in orde bring. Amen. Amen. Kom ons staan saam. Daar is mense wat gesê het, hulle sal my graag wil sien. Debbie hulle, en iemand anders het gesê vir die week, my brother daar agter, sal jy reël vir 'n afspraak. Ek is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op kantoor. Dis welkom enige iemand wat 'n afspraak wil maak, of wat daar by jou uitkom, laat my weet, en ons sal dit so reël. Ja, dis reg. Debbie en Abba, hier kan sommer nou kom, hoor, dan praat ons. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die wonderlike oggend. Dankie vir u woord. Here, dankie vir die geleentheid, dat ons die genade en die liefde van God kan beleef. Dankie Here vir die gemeenskap van die Heilige Gees, wat hier teenwoordig is, wat binne in ons en om ons werk, en vir ons werk. Ons gee al die eer en al die lof daarvoor. Seën ons die res van hierdie dag. Mag hierdie Vadersdag die beste Vadersdag ooit wees, en 'n begin van 'n nuwe begin in baie lewens vanmôre. En ons dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. En amen. Onthou vanaand 5:00 is ons Engelse diens. U is welkom.